Goeiedag almal, die Here praat met elkeen van ons hier vanuit Johannes 11 vers 1. Luister wat sê hy vir jou vandag. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië. Maar kom ons kyk wat beteken hierdie vers eintlik. Hierdie woorde, daar was 'n man, is die Griekse uitdrukking, tis en, wat eintlik beteken, daar was 'n sekere iemand. Daar was 'n sekere iemand, sê hierdie vers, wat siek was. Kan jy sien, die Here praat met elkeen van ons, 'n sekere iemand. En elkeen van ons is daardie sekere iemand waarna die Here nou kyk. Nou die Griekse woord vir siek is astheneo, wat dui op iemand wat liggaamlik en of emosioneel siek is. Dit dui op iemand wat kragteloos, magteloos, behoeftig of gebrekkig is as gevolg van iets wat gebeur het. Dit dui ook op iemand wat verdruk word op een of ander manier. Dit dui op iemand wat in nood en benoudheid is as gevolg van iets. Iemand wat twyfel en moedeloos is en alle hoop verloor het. Kan jy sien? Die Here praat met elkeen van ons. Hy gaan verder in daardie vers en hy sê, en daar was 'n sekere iemand, Lazarus van Betanië. Nou Bethania in Grieks wat beteken huis van ellende, huis van verdrukking, huis van beproewing, huis van benoudheid. En weer eens, die Here praat met ons wat ellendig is, wat verdruk word, wat beproewing ervaar en wat benoud is as gevolg van iets. Nou direk uit Grieks met al hierdie vertalings kan hierdie gedeelte soos volg lees. Daar was 'n sekere iemand wat liggaamlik siek was, iemand wat kragteloos en magteloos was as gevolg van iets wat gebeur het, iemand wat behoeftig en gebrekkig is, iemand wat verdruk word. Iemand wat in nood is en wat baie benoud is. Iemand wat twyfel en moedeloos is. Iemand wat alle hoop en verwagting verloor het. Hy sê en daardie persoon, daai iemand, se naam was Lazarus. Nou die Griekse woord Lazaros kom van die Hebreëse woord El-Azar, wat beteken die Here God is my helper. Die Here het my gehelp. Dankie daarvoor, Here, vir El-Azar, elkeen van ons. U het ons gehelp, u het ons raak gesien. Johannes 11 vers 43, hoor wat staan hier. En Jesus het met 'n groot stem geroep, Lazarus, El-Azar, ek is jou helper, ek wil jou help, ek sal jou help, kom uit. En so praat die Here ook met ons. Hy wil jou losmaak. Hy wil jou bevry. Want in vers 44 is hierdie kragtige woorde van Jesus, maak hom los en laat hom gaan. En hierdie uitdrukking, maak hom los, is die enkele kragtige klassieke Griekse woord, luo, wat gebruik word om te verwys na mense wat bevry word, bevry van kettinge van laste, probleme, moeilikheid, behoeftes en ook van sonde. En so kom die Here nou na jou en hy sê, maak hom los en laat hom gaan. Aanvaar dit, omhels dit, maak dit jou eie, want die Here wil hê, jy moet vry wees. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam, amen.